Hartlike goeiemôre, goeiedag waar julle ook al vanaf kyk. Van my Ansie Smit. En van my Yvonne Besuidenhout, lekker om met julle weer te gesels. Ons het goed gedink om vandag met julle 'n bietjie te deel oor ons getuienisse. So ons vertrou dat dit elkeen van julle daar buite sal bemoedig. Ons wil julle ook aanraai, stuur vir ons julle getuienisse in, sodat ons ook mekaar kan bemoedig en sodat ons dit ook op hierdie program kan deel. Ons gesels 'n bietjie vanoggend oor ons getuienis. Yvonne, as jy vir ons sal begin? Ja, weet jy, as ons terugdink aan ons eie lewe en terwyl ek en Ansie die programme so opneem, dan gedurig deur is daar iets wat aan ons eie storie aan kan koppel. En ons het goed gedink om dit wat ons deurgegaan het, hoe die Here ons daar deurgedra het, hoe ons gebid het, 'n bietjie met julle te kan deel. Ons gaan dalk oor 'n paar verskillende aspekte gesels in ons lewe. Ek onthou baie jare terug, het ek vreeslik geworstel met 'n rou maagseer. En hierdie maagseer het my regtig, ek kon niks eet nie, ek het altyd siek gevoel, en eendag, toe besluit ek tot hier toe en niks verder nie. Ek het die dag in 'n Woensdag, 'n biduur, het ek opgestaan, en ek het gesê, ek is vandag klaar met hierdie maagseer, bid asseblief vir my. Ek het opgestaan in geloof, sien die oomblik wanneer jy iets vra van die Here, moet jy 'n antwoord verwag, die resultate verwag. En ek het opgestaan en gesê, asseblief, bid vir my vir hierdie rou maagseer. En in een enkel gebed het die Here my genees tot vandag toe. Elke nou en dan, as daar 'n simptome wil uitkom, dan sê ek, nee, die Here het my genees, ek weerstaan hierdie simptoom in die naam van Jesus, en dan is dit weg. Sien, ons moenie toelaat dat die duiwel vir ons sê, maar jy is nie genees nie, wanneer jy 'n moontlike simptoom, wanneer jou maag dalk 'n bietjie brand. Is nie te sê as jou maag brand is nou weer 'n maagseer nie. So moenie sê, ag, ek het nou gebid en nou die Here my nie gehoor nie. Loop in daardie autoriteit wat die Here gee. Die Here het my genees en ek het my genesing aanvaar. Ek het hom geloof en geprys elke dag. Ek sê nog steeds, dankie Here. U het my maagseer genees in een enkel gebed en ek bly daarop staan en ek dank die Here daarvoor. Ansie, vertel vir ons ietsie van jou. Ja, ek wil net daar aansluit by Yvonne, wat 'n mens leer oor die jare is dat God werk waar daar geloof is, en die duiwel werk waar daar vrees is. So ons moet leer om te onderskei in die omstandighede, in die storms, in die siekte. Het ons werklik geloof? Dit is maklik om vir iemand te sê, maar staan op die woord, staan in jou geloof, totdat dit aan jou eie deur klop. So kom ons vra dadelik af, is dit geloof, sodat God kan werk, of is ek nou hier besig met vrees, en gee ek nou die duiwel 'n bietjie eer? Ja, as 'n mens dink oor jou lewe, veral as jy ouer begin raak, dan besef 'n mens net dat daar soveel mooi en goeie dinge is wat jy gebeure het. En ek wil julle regtig aanbeveel, as jy voor 'n storm vandag sit, of in 'n siekte toestand, gaan kyk 'n bietjie terug in jou skatkamers en ondersoek en haal die mooi dinge uit wat jou kan bemoedig en herdenk dit weer en sê, maar God het my genees daai jare, hy het my deurgedra, hy het my deur die finansiële krisisse gedra, so hy sal dit weer doen. Baie keer kom fluister die duiwel in jou oor en sê, nee, wat is nou verby, jou kind is verlore, jou huwelik gaan weer misluk, jy gaan weer jou werk verloor. Dan moet ons staan op hierdie getuienisse wat ons al opgebou het deur die jare, hierdie toetse wat ons geskryf het, en baie keer ongelukkig het ons die toetse gedop, dan moes ons dit weer oorskryf, maar so leer ons dan ook wat werklike geloof is, en om te staan op die woord. As ek kan terugdink aan my jong dae, dan dink 'n mens, jy weet alles, jy is slim, jy is mooi, jy het alles, en ek was in 3 motorongelukke, en jy's jonk, spoed is nie 'n probleem nie, en jy jaag, jy besef nog nie jou verantwoordelikheid nie, en dan het ek elke keer seer gekry, en dan besef 'n mens, dis net God se hand wat daar was, want dit kon baie leliker gewees het. Ag, en dan maak 'n mens die volgende jaar maar weer die ou foutjie, ons jaag weer vinnig op die pad, ons jaag resies, is grondpad, daar's nie karre nie,
en dan gebeur dit weer, dan besef 'n ou weer, God gee weer vir jou 'n kans. En toe ek in die 3de motorongeluk weer in kom, het ek net besef, kyk, genade op genade op genade. So ons moet nie roekeloos wees nie, ons moet besef, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God en teenoor onsself, en ek kan nie dankie sê vir die genesing, en die behoed en die bewaar, die beskerming wat daar plaasgevind het. Ons was elke keer 2 of 3 in die voertuig, en die ander 2 het absoluut niks oorgekom nie. So kom ons wees versigtig, en ek sal dit altyd onthou as ek op die pad gaan, dat ek die bloed van Jesus oor my pleit, oor my voertuig, en dat ek ook 'n verantwoordelikheid het teenoor ander bestuurders. So God is werklik getrou. Ek dink, as ons moet begin getuig oor sy grootheid, sy goedheid, sy getrouheid, gaan ons vir dae en maande en jare hier sit. So ons wil julle aanbeveel, stuur vir ons julle getuienis, julle mooi stories, julle hoe God deurgekom het in elke situasie. Stuur dit aan, dat ons ook mekaar so kan bemoedig. Ja, ek het al my getuienis van die motorongeluk waar ek en my man in betrokke was, ook al gedeel op TV, so ek wil nie nou baie daaraan gaan nie, maar dit is soos wat Ansie sê, ons kan nie uit die huis uit gaan as ons nie die bloed van die Here oor ons gepleit het nie. Dit was 'n ernstige kop-aan-kop botsing waar ons in betrokke was. My man was 2 maande in die hospitaal, 'n hele maand in die intensiewe sorg, 'n maand in die mediese saal. Hy het sy heup in 4 gebreek, sy pelvis gekraak, opgeblaaste kolon gehad, baie seer gekry. Ek het alles in my gesig, nie alles in my gesig nie, maar aan hierdie kant van my gesig, my wangbeen, my kakebeen. Ons dogtertjie was op daardie stadium 7 jaar oud, sy het agter gelê in slaap, altyd op my skoot gesit. Daardie dag het ek gesê, nee, gaan lê agter, jy's nou groot. En sy het net so afgerol, 'n klein blou plekkie. So ons sien, hoe is die krag van die Here? Die Here red ons, hy beskerm ons, maar ons moet ook gehoorsaam wees aan die wette van die land. Dit was nie ons skuld die ongeluk gewees nie, dit op 'n grondpad stof gewees. En ons sien hoe die Here ons beskerm, ons deurgedra. Ons het dis natuurlik om te wonder, hoekom gebeur hierdie dinge, maar die getuienis is groter om te sê, die Here het ons daar deurgedra, hy het ons beskerm en bewaar. Nou wil ek met julle praat oor nog 'n sensitiewe saak, 'n dood van 'n kind. Hoe hanteer jy as 'n ouer 'n dood van 'n kind? Ouers sê altyd, jy weet, jy moet eers te gaan, nie die kind nie. Maar dit klop soms aan ons deur, en dan hoe hanteer 'n mens dit? Ek onthou baie goed die dag toe daar gebel was en gesê het, Erushka was in 'n ongeluk gewees, ons moet kom. En ons het deurgery, ek en my man, die verkeer was vreeslik opgehou gewees, maar ons het gebid, en toe ons op die ongelukstoneel kom, toe was sy reeds oorlede. Die skok. Sy het 'n 3-jarige dogtertjie gehad, 6-jarige seentjie, en hoe hanteer jy dit? Maar ons het nooit met die Here geworstel nie, ons het nooit vir die Here gesê, maar hoekom het jy dit gedoen nie, hoekom nie? Ons het stil gewees, en ons het dit vir die Here gegee. Ja, mense liggaam vat daai skokke, my man het gordelroos daarvan gekry, van daardie skok, daardie rou, maar ons het dit vir die Here vertrou, om ons te help en ons deur te dra. Dit was seer, en dit was nie maklik nie. Ons verlang nog steeds, maar ons hou ook vas aan die mooi dinge wat ons het van haar. So ek wil julle bemoedig en sê, moenie top oor hierdie dinge en aanhoudend vra hoekom en waarom het dit gebeur en kwaad wees nie. Leer om te let go. Ons weet, ons gaan haar weer eendag sien, daar bo in die hemelse Kanaan. Maar laat toe, laat die Here sê tog in sy woord, hy vertroos, hy vee die trane af, maar ons moet hom toelaat om dit te doen. Ja, daarbij wil ek aansluit by Yvonne, ek het ook 'n seun in die dood afgestaan, en dit was ek dink nie daar's iemand wat dit vir iemand anders kan beskryf, as jy nie werklik daar pad gestap het nie. En ek het ook vreeslik geworstel, en ek het allerhande medikasie begin gebruik, en oral het die psigiaters en die sielkundige pille voorgeskryf, en
Jy's later soos 'n zombie. Jy weet nie wat om jou aangaan nie, al wat jy soek is vertroosting, totdat 'n mens op 'n dag besef, dis net God wat jou werklik hierdeur kan dra, wat jou vertroosting kan gee. En soos Yvonne sê, as jy eers begin vra hoekom en waarom, ek weet dis 'n moeilike situasie, maar ons moet berus by God se wil. En ons moet vir hom vra om ons te genees, om ons deur te dra, om ons te vertroos. Daar's geen probleem met medikasie nie, maar baie sielkundiges en dokters oordryf dit sodat jy geen emosie het nie. En dan stap jy net hierdie langer pad om vertroosting te kry, om genesing te kry. So maak tyd om stil te word, om te rou. Daar's 'n tyd vir alles. Party mense rou 6 maande, party rou 'n jaar. En dan hoor jy mense wat langer rou, maar ons rou nie soos die wêreld nie, want ons weet, God is ons vertrooster, en hy alleen kan jou daardeur dra. So as jy vandag by 'n siekbed staan, of as jy by iemand staan na aan jou, wat jy in die dood afgestaan het, wat jy verloor het, wil ek julle aanbeveel, raak net stil. Baie keer kon ek nie bid nie, ek het net vir my worship musiek aangesit, en ek het net daar gesit en gehuil. Baie keer het ek op die mat gelê, net musiek geluister, want baie keer is jy so seer, so hartseer, dat jy geen woord eintlik kan bid nie. So maak werklik tyd vir jouself, maak tyd om stil te wees. Dis nie nou die tyd om op en af te hardloop en rond te jaag. Ons sien baie mensies wat winkel na winkel, probeer dit die dood vertroos en deur te koop en deur verkeerde paaie te loop. Maar die enigste werklike troos is God sy woord en om stil te wees en na die worship musiek te luister. Dis hoe ons genesing gevind het en dis hoe ons vir julle vandag vir aanbeveel dat jy ook so genesing sal vind. En dan baie keer as 'n mens in so 'n situasie is, dan kom daar geweldige vrees oor jou. En dan soek vir jou 'n paar skrifvrese in die woord en staan daarop. Soos Jesaja 43:1 sê, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Baie keer raak 'n mens so paniek bevange, veral as jy ander kinders nog het, en dan kom jy op 'n stadium, elke keer as jy die kinders gegroet het en hulle gaan op die pad, of jy het saam gekuier, dan wonder 'n mens, maar dan moet ons stil raak en vir God vra om ons jou ook te genees van daai vrees. Want dit is ook 'n manier van die duiwel om jou verder siek te maak, om jou verder weg te vat van die Here. So raak werklik stil en soek vir jou trooswoorde, troosverse, wat jy oral kan opsit en kan opmediteer. Ja, ek onthou met Jerushka het ek vir die Here gesê, maar Here, ek verstaan nie, ek het die bloed van Jesus tog oor haar gepleit, en toe was ek so half bang om die bloed van Jesus te pleit, en toe sê die Here, sien jy nie wat die vyand besig is om te doen nie, hy wil jou beskerming wegvat, moenie ophou die bloed van die Here pleit nie. En so het ek ook besef dat die Here het eintlik vir Jerushka gered en beskerm deur haar weg te neem, want daar was iets op daardie oomblik in haar lewe wat baie erg was, baie traumaties was, wat sy nie sou kon hanteer nie. En ek sien, die Here het haar gespaar daarvan. Ja, dit is baie hartseer vir ons gewees, en dit is hartseer vir die kinders wat agtergebly het. Maar ons weet, die Here weet beter. Hy weet hoekom het hy die kind weggeneem. Hy weet hoekom het hy 'n geliefde weggeneem. So, ek wil ook julle aanmoedig. Die Here sê, laat die dooie met rus. Moenie jou hele lewe heeltyd fokus net op die dooie nie. Oralste foto's neersit van die dooie nie. Heeltyd op jou statusse foto's plaas van die persoon nie. Hou daai memory wat jy het, daardie herinneringe van jou kind, van 'n geliefde in jou hart. Koester dit in jou hart. Ja, praat daaroor, maar dit moenie jou dag se bestaan opneem nie. Soveel keer, jaar in en jaar uit, sien ek mense plaas geliefdes se verjaarsdae op hulle Facebook en dit, ja, dit is nie verkeerd nie, maar die Here sê weer eens, laat die dooie met rus. So kom dat ons nie so doodbehep raak, laat ons dan nie kan oor die dood kom van daardie persoon nie.
Ja, daar moet 'n mooi foto wees, daar moet 'n herinnering wees, maar moenie dat dit jou omring, jou bestaan raak, en dan vergeet jy van die ander geliefdes in die huis nie. So kom ons ook deel liewerste positiewe dinge, as die dinge wat ons gedurig deur herinner aan die harte en aan die hartseer en die smarte en lyding wat ons deurgegaan het. Ja, Romeine 8:28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hy lief het en die wat volgens sy besluit geroep is. Die alles sluit ook die negatiewe en die positiewe dinge in, so ons weet, as jy 'n kind van God is, dat alles ten goeie sal meewerk. Soos Yvonne nou gesê het, jou hart is gebreek, maar agterna kom daar wonderlike getuienisse uit, en jy kan ook ander bemoedig, en ander se hande vat in hierdie moeilike tydperke. As ons 'n bietjie gaan kyk, ook na die ander genesende skrifgedeeltes, gaan lees 'n bietjie, en maak vir jou aantekeninge van ander skrifgedeeltes. Ek onthou so 2019 het ek gaan stap, en ek het verskriklik moeg geraak, en ek het vir 'n lang tydperk elke dag gestap, maar daai dag was dit 'n besonderse moegheid, en ek het dadelik in my motor geklim en na die dokter gery, en hy het vir my gesê, ag nee, wat aan, jy is net aanfit, gaan stap maar weer en probeer maar weer, en na 2 weke het dit net al hoe erger en erger geraak, en hulle toetse gedoen en 'n angiogram gedoen, en hulle het gesien dat my hart op 3 plekke verstop is, of daar was geen bloed toevloei nie, en ek is dadelik opgeneem, en ek het vir die suster gesê, maar dit kan nie so erg wees, en sy het vir my gesê, mevrou, dit is so erg, dat ons jou nie eens kan toelaat om kleedkamer toe te gaan nie. So ek het daar gesit vir 2-3 dae net op my bed. Ek het nie verstaan hoekom en waarom nie, want ek was altyd gesond, en die dokter het gekom, en hy het die hartspesialis en die hartchirurg en alles verduidelik, en ek was so deur mekaar, en gevra hoekom en waarom, en wat het gebeur, en het ek iets verkeerd gedoen, is daar sonde in my lewe, het ek 'n verkeerde lewenstyl, totdat ek moes oorgee en sê, God gebruik die dokters, want ek wou op daai stadium myself ontslaan, ek het nie kans gesien vir hierdie operasie nie, en ek moes bely, en gesê, maar as dit u wil is, gebruik dat die dokters, die chirurge, om dit te doen, en ek het wonderbaarlik herstel. Dit is 'n baie groot operasie, jy leer letterlik om 1 tree op 'n slag weer te stap, en dis ek kan amper sê 'n uithou en aanhou proses, en jy kan dit nie doen sonder die Here, en die daad het ek net weer besef, alhoewel ek gedink het ek is fiks en ek is sterk, het ek besef, maar ek kan werklik nie 1 tree gee in hierdie lewe sonder my Vader nie. So as ons gaan kyk na 3 Johannes 1 vers 2, geliefde, ek bid dat jy in alles voorspoedig mag wees, en gesond mag wees, net soos jou siel voorspoedig is. As ons 'n bietjie dink, jou siel is jou wil, jou emosies, jou gedagtes. Baie mense is sielsiek. So dit gaan nie net oor genesing van jou liggaam nie. Dit gaan ook, baie mense loop met trauma, met emosies, met depressie. Ons is in jou sielsgebied. So hy sê, soos jou siel voorspoedig is. Ons moet ons siel, soos verstand, ons wil, emosies, en gesond is dit absoluut van God. Dit is deel van sy wil vir ons lewe. So haal vir jou hierdie skrifgedeeltes uit, en baie keer staan jy by 'n hospitaalbed, en daai persoon is werklik ernstig siek en moeg, en jy moet daai persoon bemoedig, en jy self weet nie wat om te sê nie, dan kan ons maar net uitroep en sê, God, laat die genesende krag in hierdie persoon se liggaam ook werk, in Jesus naam. So, gesondheid en genesing is in God se wil. Ons verstaan nie altyd nie, en ons vra ook nie hoekom en waarom nie. Ons raak ook nie kwaad vir die Here nie, ons berus by sy wil. Dis die vinnigste manier, hoe jy vertroosting kry, hoe jy gesondheid en genesing kry. Ja, dit is presies soos Ansie sê. Weet in 2018, toe hulle my gediagnoseer het met multiple sklerose, was dit vir my soos 'n doodsvonnis gewees. Ek was vir 3 maande in rou gewees. Ek het gesê, Here,
verstaan nie, net soos Ansie sê, ons begin onsself te ondersoek, ons sê, Here, is daar 'n sonde wat ek nie bely het nie, hoekom het hierdie dinge op my gekom? Ja, ons weet, baie siektes is gevolg van stres, of sekere dinge wat daartoe lei, dis hoekom die Here Jesus moes kom, sodat hy ons kan verlos het van hierdie pyn. Maar dan kom jy op 'n dag, en dit is waar dit belangrik is, dit is waar die Here en die Heilige Gees vir ons die krag gee, want in ons eie kragte sal ons dit nie maak nie, in ons eie kragte sal ons lê en sak en as tot ons dood gaan, maar die Here sê vir ons, dis nie die einde nie, staan op wie vertrou jy, waarna kyk jy, waar rig jy jou oë? So, ek wil julle aanmoedig, as 'n siekte oor julle uitgespreek is, moet dit nie aanvaar nie, kanselleer dit, sê ek kanselleer dit in die naam van die Here, en quoteer die skrifte, moenie in sak en as bly nie, staan op, want anders gaan jy sterf, baie vinniger as wat jy is, en bemoedig jouself, ruk jouself daar uit daai depressie gat uit, want ek beloof vir julle, ek het vir 3 maande, het ek depressief gevoel, ek het jammer vir myself gevoel, ek het gevoel, maar hoe gaan ek vorentoe, ek het die dood begin soek, ek het gedink aan die dood, ek het gedink aan begrafnisse, en al hierdie tipe van dinge, en die Here het my daar uitgeruk soos 'n brandhout uit die vuur. Hy sê immers vir ons dan in Jesaja 53 vers 4 tot 5, tog het hy ons lyding, ons smarte op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word, oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die woord vir smarte lyding is die Hebreëse woord koli, wat siekte beteken. Die woord vir bedroefheid en rou is die Hebreëse woord makop, wat pyn beteken. Raphe is die woord vir genees, wat beteken om te genees, te herstel, te genees en om heel te maak. Een van God se name is Jehovah Rapha, die God wat genees. Staan op hierdie woorde, sê Jesus, deur Jesus wonde is ek genees, ek aanvaar nie hierdie siekte nie, ek maak dit nul en void in my naam. En elke keer wanneer jy 'n simptoom, moet nou nie sê, nou gaan ek weer van vooraf nie, bestraf dit, weerstaan dit. Ons lees dat ons so moet bid, soos volgende, te voorbeeld, dankie Jesus, dat u siekte en pyn vir my aan die kruis geneem het. Ek ontvang u en staan ooreenstemmig met u vir my genesing. Dankie vir u woord, u liefde en genesende skrifgedeeltes wat my herinner aan wat u vir my gedoen het. So kom ons herinner ook die duiwel, want hy wil hierdie dinge kort jou aan herinner. Hy wil sê, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie hier deurkom nie. Maar sê vir hom, die Bybel sê, weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. En soos Ansie gesê het, bemoedig jouself met liedjies as jy self swak voel. Gaan net in die lofprysing en bid en staan op die woord van die Here. Dis alwaarvoor ons tyd het die week, as die Here wil, dan sal ons op 'n verdere geleentheid dalk weer aangaan oor ons persoonlike ondervindings en hoe ons daardeur gekom het. Vandag kyk ons gou na 'n paar versoeke. Baie dankie. Ja, ons bid vir die oorlog. Ons bid vir plaasmoorde. Ons bid ook vir finansiële deurbrake. En dan baie mense wat vra, hulle is bang, hulle weet nie wat gaan gebeur nie, vir vrese. Dan bid ons vir genesings, vir Martin en Santi. En ons bid ook vir werksgeleentheid, 'n anonieme onderwyspos. So Yvonne, as jy vir ons sal afsluit asseblief. Dankie ons Hemelvader, dat ons vandag volle vertroue in u kan hê. Die werk wat u aan die kruis vir ons gedoen het, Here, wil ons u eer, Here. Dankie, Here, dat u die dood oorwin het. Dankie dat u siekte oorwin het. Dat u ons sonde op u gevat het, Here. Dat ons smarte op u was, Here. En dat u ons lyding van ons weggevat het, Here. Vader, daarom staan ons op die woord en ons dankie vir elkeen wat daar buite vra vir genesing, vir volle genesing. Dankie dat u voorsien aan elkeen wat 'n behoefte het sy dit finansiëel of watter aard ook, Here, wil ons net vir u vandag dankie sê
dat ons oë op U gerig kan hou, dat U voorsien. Dankie vir vrede, Here. Ja, Here, oorlog en gerigte van oorlog sal daar wees, Here, want ons weet soos die tyd nader kom, sal dit al meer wees. Maar nogtans verkies ons om ons oë op U te hou. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie. Totsiens tot 'n volgende keer. Totsiens.